Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Die Bybel sê in Handelinge 3 vers 2, en daar is 'n sekere man aangedra, wat van sy geboorte af krepeel was. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort, wat die skone genoem word, om 'n almoes te vra van die wat in die tempel ingaan. Hierdie man kon nie sy omstandighede kies nie. Hy was krepeel van sy geboorte af, wat beteken dat hy nog nie 'n enkele tree op sy eie geloop het nie. Elke oggend moes iemand hom dra. Elke dag is hy by dieselfde poort neergesit, om te vra vir wat iemand ook al bereid was om te gee. Dieselfde poort, elke dag, jaar in en jaar uit. Die Bybel sê nie hoe hierdie man in sy binneste gevoel het nie. Maar wat ons wel weet, is dat hy elke keer opgedaag het. Nie omdat hy 'n waarborg gehad het nie. Nie omdat iets die vorige dag gebeur het wat hom hoop gegee het, maar omdat dit al was wat hy geken het. En omdat hy nog nie gereed was om op te gee nie. En toe, een middag, stap Petrus en Johannes nader. En die man doen wat hy altyd doen. Hy vra vir geld. En Petrus sê vir hom in vers 6, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus, die Nasareëner, staan op en loop. En hy doen. Een dag het alles verander, wat elke vorige dag nie kon verander. Jy weet nooit watter dag die dag is vir jou wonderwerk nie. Jy weet net, dit vereis dat jy aanhou opdaag, totdat dit aanbreek. Waarvoor bid jy al baie lank? Waarvoor vertrou jy? Waarvoor bly jy opdaag sonder enige sigbare resultate? Die feit dat gister nie die dag was nie, beteken nie dat vandag nie die dag sal wees nie. Elke dag wat jy opdaag, is 'n dag wat God in jou lewe kan beweeg. Jy is dalk net een dag weg van die oomblik wat alles in jou lewe verander. Here, vandag is ek eerlik. Ek is moeg om vir dieselfde omstandighede op te daag. Ek is getrou, maar ek sien nie die deurbraak kom nie. Help my om te vertrou dat U weet watter dag die keerpunt is. Ek wil nie een dag voor my wonderwerk tou opgooi nie. In Jesus naam bid ek dit. Amen.